Dit is Woensdag en ek sê vir jou met blydskap dat jy verby die middel van jou week is en amper op die afdraand is. So vir die afdraand gee ek vir jou 'n lekker stukkie lafenis voordat jy daai afdraand aanpak met 'n wegbreek in die middel van jou week. Hallo en welkom by vandag se episode van Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gaan kuier ons in die Hardapstreek by Stampriet Historical Guesthouse, maar eers gesels ek en Patricia oor die nuutste nuus in Môre se Republikein en vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in die Republikein se Bruidspaar van die Jaar kompetisie. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Hallo allemaal. Hallo julle, dis Dalia En Mikael Willemse. Die is ons eerste video, Let's Be Creative Together. Ons gaan 'n mini DIY project doen op ons backyard om 'n bietjie te shush. Kom saam met ons. Patricia van Rooi saam met my in die Kletskompas ateljee. Patricia, hoe gaan dit? Ek is opgewonde om bietjie nuus te gesels. Ek weet Môre se Republikein gaan 'n interessante een wees. Ja, die eerste enetjie, jy gaan bietjie met kop hou. In die binneblaaie van Môre se Republikein 'n storie oor die oliebedryf. Dis nie eintlik nuus nie, want die oliebedryf kom nou al so lank aan. Dit is nou al 'n topic of discussion, as ek dit so kan sê, in baie mense se gesprekke. Want ek weet, even met skooljare, met my universiteit, dit was iets wat ons lecturers vir ons gesê het, gaan doen navorsing oor. Gaan leer bietjie oor dit, want dit is iets wat nog altyd groei. So ek sê, nie nuwe nuus nie, maar nuwe gebeurtenis in die bedryf. Ek sou haat om nou 'n student te wees en ek sê dit as 'n deeltydse student, maar ten minste is ek 'n student
wat moet leer oor die oliebedryf vir my werk ook. Ook, jy ja. weet. Om 'n student sonder rigting te wees wat nou moet probeer 'n kloukie by die oor kry, dit sal nogal sukkel, hoor. Veral met die nuutste tamaletjie nou. Dit is 'n olieprojek naby Loederitz wat nou na kant toe begin staan het en hy staan nou weer na heeltemal die verkeerde kant toe. Ja, net in mekaar gestort. Soos jy vir my die regte Afrikaanse woord geleer het, want soos kykers nog geweet nie, my Afrikaans kom daar. En te danke aan klets en Republikeine in die Rene Marie, word dit nog elke dag beter. So dit was ter waarde van $4 miljard, Namibiese dollar. Dit is baie geld hierin. Dit is altyd, ek het nooit mooi verstaan wat 'n miljoen en 'n miljard en 'n triljoen is nie, maar net om vir jou 'n idee te gee, 'n miljoen sekondes is 11 dae. 'n miljard sekondes is iets soos 31 jaar. Sjoe, Dis die verskil tussen die twee. As jy dit so stel, dan besef jy eintlik regtig hoe baie geld dit is. Nou dink aan 'n miljardêr. 'n Miljonair kan ek kan jou nog verskoon, nê? 'n miljardêr? Ja nee, dit is 'n lekker lewe daar. Ja, dit is soos om vir iets soos 31 jaar elke sekonde $1 te maak. US dollar. Dit klink soos 'n luxe lewe wat ek wens ons kan deel van gewees het. Ja, ongelukkig nie, ongelukkig is ons hierso en ons berig oor die oliebedryf. Maar in môre se storie, dit gaan nou basies oor, daar is Namibiese aandeelhouers en dan 'n aandeelhouer uit Ghana. En dit is 'n vereiste, alle buitelandse vennote kan eintlik maar slegs vennote, dit word nie so gesê nie, maar eintlik kan jy eintlik maar net op jou beste dag 'n vennoot wees in Namibiese sake. Daar moet, as jy wil besigheid doen in Namibië, moet daardie besigheid minstens 50% deur Namibiërs bedryf word. So daar moet 'n 50% aandeel aan Namibiërs behoort, aan Namibiese Dis net om seker te maak dit bly by die huis. Ja, dat die geld nou nie half uit ons ekonomie uitvlieg nie, maar terselfdertyd ook die geld vlieg uit ons ekonomie uit, want ons voer diamante direk uit na ander lande toe en verwerk dit nie self nie. Ons goud gaan, ek glo, direk na smelter in Johannesburg toe, dit bly nie hier nie. Ja. Jy weet, ja, maar so hierdie twee is nou, daar's nou 'n hofgeskil oor hierdie saak. Basies die Namibiese aandeelhouers wat net meer as 50% van die aandele in hierdie projek besit, beweer dat hulle buitelandse vennoot nou uit Ghana nie kan bewys dat hy sekere kapasiteit het wat deur die hawe-owerheid, Namport, vereis word nie. So hulle sê hulle het al verskeie kere, jy weet, briewe aan hom gerig en so aan en so voort, kommunikasie aan hom gerig, en hy kan nie vorendag kom met bewyse van hierdie kapasiteit wat volgens Namport vereis word nie. Dit klink soos iets wat nou, my persoonlike opinie, wat vir 'n tydjie gaan uitgerek word, want dit is, soos ons kan sê, 'n heen en weer. He said, she said situation, Ja, so kan stel. daai vernoot, want dit is, ons almal weer, is makliker om te bewys dat iets wel bestaan, eerder as dat dit nie bestaan nie. Ja. Jy weet, om te kan sê iets het nie bestaan nie, moet jy soos in alle rigtings ingesoek het, oral gesoek het en geskrop het waar jy kan, en selfs dan kan jy net sê, dit bestaan nie in die plekke waar ek gesoek het nie. Presies. Jy weet, so dit is aansienlik moeiliker om te bewys dat iets nie bestaan nie. As iets, om te bewys iets bestaan. Ja, so as hierdie nou in die hof opeindig en hierdie vernoot kom hof toe, dan is dit maklik vir hom om te bewys, nee, maar hierso is die papiere, in daai geval, jy weet, dan beweeg ons nou aan met ons lewens, okay, dankie, dit was nou lekker oggend in die hof, jy weet, en dan beweeg jy aan, en dan gaan doen jy jou ding, maar om te kan bewys, hy het nie die kapasiteit nie, gaan aansienlik moeiliker wees, maar die ding is ook, ek dink nie hulle hoef in die hof te bewys, hy het nie die kapasiteit nie. Hulle moet net bewys dat hy nie kan bewys, hy het wel die kapasiteit nie. Ja, ek dink ek stem saam met jou daar. Dit is 'n moeilike ding om te verstaan, vir soos ek sê, ons kry die studente daar buite baie jammer dat jy nie so gelukkig soos Irene is wat dit nou verwerk. Ek sit saam met hulle in 'n klas nie. ek kry hulle jammer.
Maar ek dink die oliebedryf is iets wat nog altyd interessant gaan wees, want vir Namibië groei dit nog elke keer. Ek dink elke dag as ek wakker word, is daar iets nuuts wat gebeur in die oliebedryf. En ek dink, as ek die verkeerde sê, is ons nou besig met die Oil and Gas konferensie, wat nou aan die gang is, en 'n paar van ons kollegas is ook daar, kyk wat kan hulle oor terugvoering gee, maar as jy nog nie daaraan bedryf gemaak het, jy mis uit. Veral as jy 'n student is, ek dink dit is die beste plek om bietjie jou voet te vind in alles wat rondom jou aangaan. Ja, so, maar daar is nog baie water wat onder deur die brug moet loop met olie, self met groen waterstof ook. Daar's baie water wat onder die brug moet loop, daar's baie wat moet gebeur, hierdie tipe prosesse, hierdie tipe nitty-gritty goedjies van, het jy die kapasiteit, kan jy dit bewys, kan jy vir my die papiere stuur, sodat ek die papiere vir Namport kan stuur, en dan Namport vir my kan papiere terugstuur, wat ek dan weer vir jou kan stuur. Ja. Jy weet, daar's nog baie papiere wat moet gestuur word. Ja, maar soos ons weet, almal soek olie buite Namibië, binne Namibië. So ek dink prosedures soos dit maak dit bietjie moeiliker vir gaan dit nou bietjie layman's terms gebruik vir mense om advantage te vat van wat ons het in Namibië. Dit maak dit bietjie moeiliker. So ek dink dit is 'n goeie ding. Dit kan bietjie dragging wees, seker nou vir die mense wat dit goed aan die gang wil kry, maar definitief iets wat moet sterker gemaak word. Die prosedures moet so moeilik wees of so tedious wees, moet ek maar sê, vir ons eie beswil hier in Namibië. Ja. So Patricia, jy moet hom af my jou papiere stuur, sodat ek jou papiere weer kan aanstuur, sodat ons die papiere vir die weerkantoor kan stuur. Definitief. Ons gaan vind nou uit hoe lyk die weer vir môre. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Ons gaan kyk nou hoe lyk jou donderdag. 'n Minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 29 grade Celsius in 'n hoofstad in die hoofstad met 'n minimum met 'n sonnige dag daar. Ook sonnig op Gobabis met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius. Verre noorde 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 33 grade Celsius vir Rondo môre. Aan die sentrale kus op Swakopmund 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 19 grade Celsius, 'n sonnige dag daar. Gedeeltelik bewolk op Oranjemund met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 21 grade Celsius en sonnig op Rehoboth met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 30. HPV-infeksies kom baie algemeen voor en volgens die Internasionale Agentskap vir Kankernavorsing kan die voorkoms van HPV-infeksies by jongvolwasse vroue in baie nywerheidslande tussen 30 en 80% wissel en die leeftydse waarskynlikheid om ooit HPV te kom is so hoog as 80 tot 90%. Die risiko van HPV-infeksie neem aansienlik toe na die eerste seksuele omgang en het gewoonlik geen tekens of simptome nie wat dit dus baie moeilik maak om te bepaal of iemand 'n huidige infeksie het. Meer as 90% van mense wat met HPV besmet is,
sal uiteindelik hul infeksie opklaar. Die HPV-enstof is veilig en doeltreffend om bevolkings te beskerm teen die HPV-stamme wat die nouste verband hou met die ontwikkeling van servikale kanker. Die HPV-enstof beskerm teen die mees algemene kankerveroorsakende stamme van HPV, maar egter nie teen almal nie. Dit kan ook 'n mate van beskerming bied teen die ontwikkeling van HPV-verwante kankers op ander plekke. Die enstof is veilig met meer as 12 jaar se monitering van enstofveiligheid en meer as 160 studies wat getoon het dat HPV-enstowwe 'n gunstige veiligheidsprofiel het, insluitend geen impak op toekomstige vrugbaarheid vir meisies wat ingeënt is nie. Tyd nou vir ons wegbreek met Enjoy Travel. Dis hy. Julle, ek sit hier so by die eienaar van Historical Guesthouse, Pietro Heiman. Baie dankie dat ons vandag by julle kan kuier. Dit is 'n besonder so mooi plek wat julle hier het. Ja, dit is 'n groot plesier om julle hier te hê en te host. Wel, ek sien definitief baie uit om te leer van die gastehuis self. So ek dink vir hierdie deeltjie gaan ek en jy 'n bietjie vir ons kykers vertel wat kan hulle verwag as hulle hier na toe kom. Natuurlik is dit in die naam Stamford Historical Guesthouse, so ek neem aan julle is soos die Engelse mense sê steeped in history. Ja. So kan jy vir my eers net 'n bietjie van 'n geskiedenis gee van die gastehuis? Ja, die gastehuis is begin 2001 met die opsie om ouers te huisves. So dit was 'n van die ouers van Elnathan. So toe Elnathan gestig is, was hy geen gastehuis of slaapplek in die dorpie. Okay. So toe op Ponk ou Kennedy het hy die erf, die perseel gekoop en kamers aangebou. Okay. Maar toe wil hy die prentjie inkleer, nie net kamers nie. Hy sit Stamford se history in. So dis hoekom al die kamers die mooi name het, ou padborde en die dorp se geskiedenis het ons dan nou ook in die gastehuis, in die foto's wat jy kan sien teen die mure. Ja, mense kan sien oral soos wat jy deurloop is daar daar's klein antiques oral. Ja. Ja, dis So baie en hy het ook sy idee was om die antiques en die oudhede te behou vir die kinders. So as kinders en kleinkinders die guesthouse besoek, kan hulle sien hoe lyk die sê maar die oudste broodsnyer of jou roomkan of so al daai goeters. Ja, laat mense ook bietjie kan leer en net kan sien hoe het die mense dit al in daai tyd gedoen en hoe ver het ons al gevorder en is dit altyd 'n goeie ding dat ons so ver gevorder het. Ek is bly jy het gesê die kamers het almal verskillende name. As ek nou so hier agter my kyk, so vir julle wat nou ongelukkig nie hier kan wees nie, ons sit in die kwekery vandag, maar Pietro en Janke gaan julle bietjie meer vertel van die kwekery. Terwyl ek nou hier sit, kan ek vir julle sê die kamers het elkeen 'n verskillende dorpsnaam van Namibië. So ek kyk byvoorbeeld na Kalkrand, Mariental, ek sien vir Aranos, ek sien vir Gogas, Onseepkans, Keetmanshoop, Karasburg, Arnhemsvlei en dan Aminus ook. So dit is regtig baie mooi en soos jy sê, dis die ou padbord. Ja, die ou pad signs en daai jare was dit mos die swart bord met die wit signage. Ja, dit is So, verskriklik as mooi. dit nou Ek weet nie of verlore ons gaan. gaan daarvan Ja. nie. Dit lyk regtig baie mooi. En kan jy asseblief vir ons kykers vertel watse tipe akkommodasie het julle hierso? Ja, so ons kan ons het 2 familiekamers en dan 8 double rooms. Okay. Van die kamers het twin beds en so ons is child friendly. Yes. So daar is hier en daar 'n kamer wat 'n bad het, dan kyk jy altyd as 'n familie het met kleintjies, dan kan hulle die kamer met die bad geniet. En soos die dekor in die kamers is dan ook die antiques, jou ou hangkas, speelkas soos ouma se tyd. Ja. So as jy huis of by die gashuis inboek, voel dit soos jy gaan kuier vir ouma of vir familie. Dis nie soos 'n luxury guest house nie, dit is soos jy voel tuis. In en of itself, dit is leaks want mense gaan terug in daai tyd en dit is my so spesiaal hoe julle die goed mooi bewaar het en mooi kyk daarna. En ek hou ook van die feit dat elke kamer het sy eie dekor. So mense voel nie jy is elke keer in dieselfde plek nie. So ek is seker van julle gaste
daar is seker die mense wat voel, okay, ek het voorheen in Keetmanshoop geslaap, ek wil vanaand in Karasburg slaap. Maar dan is daar die mense soos ek, ons is maar creatures of habit en as ek nou een keer in daai kamer gebly het, dan wil ek volgende keer asseblief weer daai kamer hê want ek het so lekker in daai kamer geslaap, dit het gevoel vir my soos 'n huis. En ek hou ook van die portrette wat jy opgesit het. Is daar geskiedenis in elke van daai portrette? Is dit mense wat jy dalk geken het wat van die goed geverf het of wat jy het vroeër gesê, skus, wat was die oom se naam wat die plek begin het? Ponk, ou Kennedy. Ponk. Het hy mense geken wat van die skilderye gedoen het of hoe het julle besluit op die kuns wat in die kamers is? Kyk, eers toe ons die gastehuis gekoop het, ons familie het begin die jaar 2012. So ons het oorgeneem by oom Ponk hulle, so hy het begin met die idee. So toe ons oorkoop, ons familie is ook ryk in geskiedenis omdat my oupa boeke geskryf het van die omgewing. En so omdat ons van kuns hou, ek en my ma's kunstig, het ons die familieportrette in die kamers verruil vir landscape paintings. So omdat ons kunstig is, sagter, so jou customers haal die gesig paintings af, want hulle ken nie die oom nie, hulle is bang vir die oom. So en dan soos baie van die paintings is antiques, wat jy nog kan gaan opkyk, is soos 'n ou kunstenaar gewees van 1980 en dan my vriendin wat skilder, daar's 2 van haar paintings. So daar's 'n storie, aan elke prent het 'n storie, Presies. Dis regtig baie mooi, dis baie spesiaal. Cool. En ek hou verskriklik baie van die tuine wat julle hier het. Ek weet almal het altyd 'n prentjie van die Hardapstreek en Mariental se area is dis droog en daar's nie groenigheid nie, maar ek kan nou eerlik sê hierso dit is 'n view op 'n view op 'n view. Want julle het die baie groot hek wat uitkyk op Stampriet. Hier waar ons nou sit agter ons se Stampriet. Julle het bome. As daar 'n mooi groot boom is soos ek in die 7de hemel en jy het bietjie vroeër vir my gesê die boom waar ek en Janke vroeër gestaan het jy gesê en ek dink jy het gesê 2002 geplant. 1972. 1972. So is regtig geskiedenis op die perseel. Dit is verskriklik mooi. En die water. Kyk, Stampriet is mos bekend vir sy artesiese bron. So dis ondergrondse bron het ons. En dit is die vars, lekker artesiese water. Wat ook help laat ons tuine so mooi is. Nee, dit is regtig mooi. En aan die ander kant van die huis, nou weer vir die Hardapette, het julle 'n fantastiese swembad. Dit lyk so verwelkomend veral op 'n dag soos vandag. Ek sal baie maklik toe aanspring. So ek kan dink as families kom met hulle kinders, ek het nou gesien by die swembad as jy daar verbystap, het hulle ook so voorlok met voeltjies en daar's hasie in en daar's 'n sandpit vir die kinders. So julle is regtig hoe sal mens so sê family friendly. Ek meen die kinders kan rondbeweeg, hulle kan hardloop, hulle kan speel, ma en pa kan lekker ontspan op die dek. Ek sien julle het ook 'n volledige bar, so ma kan sit met 'n glas wyn, pa kan 'n biertjie drink, die kinders kan lekker speel, hulle kan gaan swem, hulle kan die tuine geniet. Dit is regtig mooi. Vertel gou vir ons, is julle slegs 'n bed and breakfast of kan mense hier so middagete en aandete ook doen? So ons is dan nou ook die restaurant op Stampriet, so jy kan ons verkies die aandete is Boekie Locals. En dan deur die dag is ons heeldag oop vir etes en dan soos 'n koffie shop. En as 'n gas byvoorbeeld ook wil iets eet vanaand dan dan eet hulle, En dan koffie en koek. Ons probeer altyd koek hê. So soos die koek klaar is dan word die volgende een gebak, Great. Wel, julle by die huis het nou gesien, as julle weer in Stampriet kom, asseblief moenie net verbyry nie. Kom kuier, kom sê hallo vir Petro, kom kies jou slaapkamer. Julle kan kyk in wat se slaapkamer julle graag wil bly. Soos ek gesê het, elke liewe een het sy eie dekor. Dit is regtig, daar is so baie goedertjies. So as jy hou van goedertjies, dit is die plek. En as jy wil meer weet van Stampriet se geskiedenis, ek gaan na hierdie breek gaan ek en Petro bietjie verder gesels oor Stampriet. Laat ons net bietjie die dorp ook kan leer ken en uitvind hoekom het jy so 'n passie vir die dorp en vir dit wat jy doen. Maar kom stop definitief as jy weer hier verbykom. Maar ons sien julle nou net weer om Stampriet se geskiedenis te bespreek.
daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan Klets Kompas elke maandag tot donderdag aand sien op Netwerk Televisie, DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com. Dit natuurlik om 8uur die aand. So tot môre van my, Irene Marie van der Walt en die Klets Kompas span. Is dit mooi bly.